Die tyd van oordeel het aangebreek. Dit is baie naby. God gee vir my die skrif om vir julle te lees. Maak oop jou oë. Maak oop jou ore. Luister wat God vir jou gee. Wat God deur my gees na jou toe praat vandag. Luister baie mooi. Openbaring 14, 6 en 7 gee God vir julle. Toe het ek 'n engel hoog in die lug sien vlieg. Hy het 'n goeie boodskap gehad, wat vir ewig van krag bly. Hy moes dit aan die bewoner van die aarde, aan elke nasie, stam, taal en volk verkondig. En hy het met 'n harde stem uitgeroep: Vrees God en gee aan hom die eer, want die tyd het aangebreek vir sy oordeel. Aanbid hom, want die hemel en die aarde, die see en die waterbronne gemaak het. Baie van ons Christelike familielede gaan tans deur moeilike verdrukkings, beproewings, aanvalle en tydperke in hulle lewens. As ons so rondom ons kyk, baie van ons Christelike familie, mense wat glo in Jesus Christus, medebroers en susters, waar hulle self ook al bevind, daar is groot aanslagte of uitdagings wat geloods word op hulle gesondheid, hoe kan ek sê, finansies, seksualiteit, huwelike, kinders, gesinne, families, besighede, hulle werke, en natuurlik hulle geestelike gawes en hulle verhoudings met God. Luister baie mooi wat ek vandag aan julle verduidelik. Beproewings en verdrukking is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here, volgens die skrif, die woord 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. Die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Moet dit nooit in jou lewe vergeet nie. Hoe nader jy aan Jesus Christus lewe, hoe meer sal Satan jou aanval. Jou oë moet in alle tye op Jesus Christus en sy koninkryk gefokus wees, volgens die skrif, die woord Kolossense 3 vers 2 tot 4. Baie van ons voel soms dat God sy rug op ons gedraai het. Hy boelie ons. Dit voel of ons teen die dakke vasbid. En dit voel of God nie omgee nie. Nou, dit is net hier waar baie van ons die fout maak. Ons verstaan nie die Bybel nie. Die een liggaam van Christus is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. Dit het absoluut niks met die eie ek te doen nie. Ons is 'n liggaam, 'n span, die bruid van Jesus. Niks gaan meer oor jouself nie. Jy het jouself verloor, onthou jy? Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie. Ons is almal afhanklik van mekaar se liefde, gebede en ondersteuning. Daar staan geskrywe, luister baie mooi, 1 Korintiërs 12:26. As een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. So om 'n Christen te wees is heel duidelik, nie 'n one-man show nie. Verstaan jy, is baie belangrik. As een lid ly ons almal saam. So Christenskap het absoluut niks met die eie ek te doen nie. Dit is ook hoekom ons mekaar moet bedien met ons verskillende geestelike gawes, volgens die skrif, die woord 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Jy het dit verniet ontvang, jy moet dit verniet kan uitdeel ook. Die woord sê, 1 Korintiërs 1:10, ek doen 'n beroep op julle almal broers, susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. So die Heilige Gees moet die praatwerk doen. Nie die Satan nie, nie jy jou eie ek nie, en ook nie ander mense en vriende van jou nie. Die Heilige Gees moet die praatwerk doen. Dit is net Satan en Satan alleen wat verdeeldheid kan veroorsaak. Verstaan jy? Dis hoekom die stem van die Heilige Gees so belangrik is, om daai verskille uit die weg uit te baan. Romeine 2 vers 11 gee die Here vir julle, God trek immers niemand voor nie. Alright, so God het nie wit broodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie.
En net omdat jy sê jy's 'n Christen, beteken glad nie God sal jou kant kies nie. God trek niks in niemand voor nie. You must walk the talk. Jy moet die Bybel kan uitleef. As jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, die woord, die Bybel. Die Satan se oë, luister baie mooi, baie van julle gaan tans deur moeilike uitdagings, beproewings, verdrukking in huwelike, gesondheid, finansies, soos ek nou genoem het. Luister baie mooi, ons is deel van die een liggaam van Christus, reg oor die wêreld. Dit is nie net tot Suid-Afrika beperk, dit is reg oor die hele wêreld. Luister wat die Here vir julle gee. Die Satan se oë, sy visie, sy fokus is op die heiliges van die Allerhoogste gemik. Dit is nou ek en jy waarvan die Bybel hier praat. Op die van ons wat aan die getuienis vashou van Jesus Christus, verstaan, en die 10 gebooie gehoorsaam, dit verkondig en daarvolgens lewe. Dis baie belangrik. So op die van ons wat aan die getuienis van Jesus Christus vashou, die 10 gebooie gehoorsaam, dit verkondig en daarvolgens lewe. Hoor vandag die woord van die Here. Daar staan geskrywe, drink jou koppie koffie, drink jou koppie tee, maak toe jou oë, luister wat ek vir jou sê. Ek gee vir jou die woord, die Here druk dit op my hart om vir jou te gee. Daniël 7, vers 25 tot 27. Hy sal, dit is Satan, hy sal teen die Allerhoogste laster, dis God, en die heiliges van die Allerhoogste vervolg, dit is ons. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en die wette te verander, en die heiliges van die Allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vasgestelde tyd. Dan sal die hof sit, en sal daar die koning se heerskappy van hom af weggevat, en vergoed vernietig en beëindig word. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regerders sal hom dien en hom gehoorsaam wees. So dit wat ons tans deurgaan as Christenkinders van die Here, as een liggaam van Christus, elkeen het sy eie kruis wat hy dra, of dit in jou gesondheid, finansies, seksualiteit, en jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou besigheid. As jy deur daai moeilike tye gaan en jy dra jou kruis as 'n opregte kind van God, weet dat dit 'n tydperk is wat toegestaan en toegelaat word, tot waar God die lyn trek, tot waar God sê dit is nou genoeg. Dan het die vyand, dan het Satan en sy hele bose koninkryk natuurlik 'n massiewe groot probleem. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, is Openbaring 12 vers 17. Die draak was woedend, dis Satan, oor die vrou, dit is die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus volgens die skrif, die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, dis die lede van die liggaam, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. So Satan se visie, sy oë, sy fokus is op die heiliges van die Allerhoogste. Ek praat hier van warm Christene, nie lou mense wat Here, Here skree aan die kant en die ander kant geniet hulle die wêreld en lewe in die wêreld. Ek praat van opregte Christenkinders van God, die wat warm is van hart, wat bereid is hier waar ek met julle praat vandag om hulle lewens af te lê vir die koninkryk van God. Die Satan kan net aanval tot daar waar God die lyn trek. Tot daar waar God sê dit is nou genoeg. Dan het hy natuurlik 'n baie groot probleem. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Volgens die skrif, die woord Jakobus 5 vers 15 en 16 en natuurlik Johannes 9 vers 31, baie belangrik. God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige.